Goeiemôre almal. Ons sê welkom aan al die besoekers ook, as hier nog is. Dan sê ek welkom aan Herberg AC wat by ons ingeskakel is. Ons begin ons voorsang vanoggend by lied 188 verse 1 tot 3. Volgende lied is lied 205 verse 1 tot 3. Bring lof aan die Vader. Amen.
lied is lied 434 verse 1 en 2. Ons volgende lied is lied 453 verse 1 tot 3. Ons laaste lied is lied 486 vers 1 tot 4. Bring aan die volke die boodskap.
ons is so 'n bietjie vroeg. Ek het nou iets gevra, as dit te lank gaan, moet ek stop, maar lyk my ons het nog tyd. Ek gaan wel oorgee aan Dominee. Daar is afkondigings wat gedoen word. Ek wil net noem, die kersse hierso is van die mense, as julle vir iemand iets kers wil aansteek, julle is welkom om dit te doen. En dan die ander een is die selfoon, net die klank afsit, terwyl die diens aan die gang is. Ons prediker vanoggend is Dominee Henry Joubert. Goeiemôre vriende. Welkom vanoggend hier. Dis lekker om saam met julle vanoggend hier te wees. Ek wil begin met ons afkondigings vanoggend. Daar is so 'n paar eerstens missionale bediening wat vir almal, as enige iemand wat nog graag wil betrokke wees, dit is die 17de Augustus. In die klein saal is missionale bediening se vergadering weer. So almal van julle wat nog graag daar wil betrokke wees, julle is baie welkom om daar te kom aansluit. En dan vriende, een van die plekke waar die kerk gereeld onsself skuldig maak aan diefstal, is mekaar se kombuisbakke wat in die kerk gebruik word. Daar ek sien hier's 'n afkondigingkie wat vra, asseblief as jy 'n bak vir die kerk bring, merk hom mooi duidelik. En as dit nie jou bak is nie, moet hom nie huis toe vat nie. En as daar 'n bak by die huis is wat jy weet nie joune is nie, bring hom maar terug kerk toe. Ek sal by my ook gaan kyk. So vriende, asseblief, ek spot nou daaroor, maar dit is nogal 'n ding wat verbasend baie spanning in 'n gemeente bring, is die bakke wat jy nooit weer terugkry wat jy vir die kerk gegee het nie. So asseblief, maak maar seker dat ons die regte bakke terugbring. En dan, vriende, die Badisa vra weer asseblief plastiekvirkies. Enige iemand wat dalk kan sien om vir hulle plastiekvirkies te skenk, kan by Badisa se kantoor dit afgee. En dan, vriende, die program vir die week, julle het dit gesien, die wat daar betrokke is. En dan, vriende, is ons baie opgewonde. Volgende Saterdag middag 5:00 bevestig ons nuwe leraar, proponent Rudiger van Huisteen. Die van julle wat hou van, wat is daai preetjie, Where's Wally? Hy kruip vanoggend hier in die diens weg. Dis lekker dat hy saam met ons is. Nou wonder julle almal waar hy sit. Ek gaan tog, Rudiger, wil jy nie dalk vinnig maar opstaan nie, want almal wonder nou waar jy is. Die wat bo sit, ek is nou jammer, julle moet maar volgende Saterdag kom kyk hoe jy lyk, hoe hy lyk. Rudiger, is baie lekker dat jy vanoggend ook saam met ons hier is. So, hy word volgende Saterdag 5:00 word hy bevestig. En dan Sondag is sy intreepreek. Julle sal nou onthou, hy is vir die gesinne en die jeug wat hy aangestel word. En hy gaan sy intreepreek in die saaldiens doen. Volgende Sondag, die 2 Augustus, en dan die week daarop, dan is hy rondte hier in die kerk, en so gaan hy deur al ons punte vir die volgende paar weke dan. So dit, asseblief kom en ondersteun dit, ek dink die bevestigingsgeleentheid in jou bediening, die eerste keer wat jy bevestig word, is 'n besonder spesiale geleentheid vir elke predikant. So kom vier ook dit saam met hom en sy familie en vriende wat hier sal wees. Vriende, dan dis dit. Ons voorbidingslysie. Tannie Matthee dink ek is nog steeds in die hospitaal. En dan ook om Flip Geldenhuys se naam het ek vanoggend gekry. So ons dink ook aan hulle. En vriende, dan gaan ons medelee uit aan die familie van Dion van Staden, van Frans Kraal wat oorlede is. Elena Smit van Herberg aan See wat oorlede is.
Mariaan Meiburg van de Kelders wat oorlede is en Bert Matthee van de Kelders wat oorlede is. Ons dink aan al die families wat deur 'n groot verlies moet werk. Vriende, en dan wil ons vanoggend weer hoor, waar is ons verjaarsdag die week? Daar agter. Dan kan Rudiger sommer ook 'n chocolaatjie kry. Vir 'n nuwe lidmaat. Sy. Also. Asai. Baie geluk, is daar nog verjaarsdag? Geen ander verjaarsdag hier onder nie, daarbo. Dit lyk vir my daarbo, ook nie daarbo nie. Is daar nog ander nuwe lidmate vanoggend hierso, behalwe Rudiger? Daarso. Baie welkom julle, dis lekker dat julle hier saam met ons is. Asai. Baie welkom. Asai. Daai kant ook. Nog, asai. Dis lekker. Môre, baie welkom. Asai. En dan, kom ons hoor bietjie, huweliksherdenkings. Hierso, asai, hoeveel jaar is dit nou? 44 jaar, baie geluk julle. Asai, is hier nog huweliksherdenkings daar so, die sal hier is. Hoe lank is julle nou al? 42, baie geluk. Asai, is daar bo huweliksherdenkings gewees ook nie? En dan vriende, ons belangrike een, doopdatums. Enige doopdatums hierdie week? Geen doopdatums nie. Alright, nou toe. Vriende, ons steek ons 'n kersie aan. Ons het gehoor by ons voorbiddingslysie, ons het gehoor by ons medelysie, soveel families in ons eie gemeente wat deur moeilike tye gaan. Ons dink spesiaal aan hulle, ons bid vir hulle, en wanneer ons vir hulle bid, dan tree ons ook vir hulle in, dan is ons ook daar vir hulle. En in dieselfde asem, vriende, bid ons en dink ons aan mense reg oor die wêreld wat ly en swaar kry vanoggend. Ons raak vir 'n oomblik stil en dan sing ons vanoggend ons toetredingslied, lied 528 vers 1 tot en met vers 3.
Begin vanoggend se diens met die woorde van Jakobus 1 vers 5 wat sê, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee sonder voorbehoud en sonder verwyte, en dit sal aan hulle gegee word. Gemeente, genade en vrede van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ook vanoggend ons loflied, lied 464. Ons sing die eerste, die derde en die vierde vers van lied 464. Vriende, ons is natuurlik nou in koninkrykstyd en ons teks vanoggend is 1 Konings 3. Ek het vir Tannie Elise gesê van vers 5 tot en met vers 12 en vanoggend vroeg het ek besluit, ek dink nie ons moet vanaf vers 5 lees nie, ons moet vanaf vers 1. So dit gaan nou net van vers 5 af op die skerm. Maar ek dink tog is belangrik dat ons net so 'n paar verse voor dit 'n bietjie van daardie konteks ook kry. En eintlik moet mens dan agterna, maar die gedeelte wat hierna kom is natuurlik 'n baie bekende gedeelte
wat ek vinnig vir ons weer sal net vertel. Maar voordat ons gaan saam lees vanoggend, kom ons raak stil en ons sluit ons oë. Here, hier in koninkrykstyd vra ons telkens die vraag, Here, hoe leef u kerk nou? Hoe leef die kerk van die gekruisigde en die opgestane Heer? In 'n wêreld wat so kompleks en so de mekaar kan wees, is dit dikwels moeilik om te weet wat werklik wysheid is. Help ons, Here, om vandag weer te luister en ter harte te neem. Nie dit, Here, wat ons reeds vooraf klaar gedink het ons weet nie, maar dit wat u waarlik in ons harte wil kom plant. Amen. 1 Konings 3, ek lees vanaf vers 1. Salomo het die skoonseun van die Farao, die koning van Egipte geword, hy het die dogter van die Farao as vrou geneem, en hy het haar na die stad van Dawid gebring, totdat hy klaar was met die bou van sy paleis en die huis van die Here, en met die muur rondom Jerusalem. Die volk het nog steeds net op die offerhoogtes geoffer, omdat 'n huis vir die naam van die Here tot in daardie tyd nog nie gebou was nie. Salomo het sy liefde vir die Here getoon deur die vaste voorskrifte van Dawid sy vader te volg, behalwe dat ook hy nog steeds op die offerhoogtes geoffer en wierook gebrand het. Salomo gaan toe na Gibeon om daar te offer, want dit was die belangrikste offerhoogte. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. En dan vanaf vers 5, by Gibeon het die Here in die nag in 'n droom aan Salomo verskyn. God het gesê, vra wat ek vir jou moet gee. En Salomo het gesê, u self het aan die dienskneg my vader Dawid oorvloedige troue liefde bewys, omdat hy voor u geleef het in waarheid en geregtigheid, en ook met opregtheid van hart teenoor u. U het hierdie oorvloedige troue liefde teenoor hom volgehou, en aan hom 'n seun gegee, wat op sy troon sit, soos dit vandag is. En nou, Here my God, dit is u, wat u dienskneg koning gemaak het in die plek van my vader Dawid. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit te gaan of om in te kom nie. U dienskneg bevind hom onder u volk wat u gekies het. 'n Groot volk wat vanweë sy grootte nie bereken of getel kan word nie. Gee dan aan die dienskneg 'n hart wat luister, om as 'n regter op te tree vir die volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Want wie kan regspreek oor hierdie veeleisende volk van u? Dit was goed in die oë van die Heer dat Salomo juis dit gevra het. God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gerig het, en nie vir jouself 'n lang lewe gevra het nie, en nie vir jouself rykdom gevra het nie, en nie die lewens van jou vyande gevra het nie, maar vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het om regsaake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek, ja. Ek gee aan jou 'n wyse en 'n verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. En dan as jy nou verder gaan, dan is die bekende verhaal van die twee vrouens wat saam in een huis gewoon het en dan sterf, dan gee hulle geboorte aan twee kinders, en een van die ou ma se kind sterf mos dan.
En dit is die kinders word geruil onder mekaar en dis 'n bekleierery en daar's geen ander getuies nie en hulle kom staan direk na hierdie verhaal, kom staan hulle voor Salomo en albei van hulle sê eintlik presies dieselfde, die kind wat bly leef het is my kind. En dan Salomo wat dan mos nou met die bekende oplossing kom om te sê, wel maar bring 'n swaard en sny die kind in die helfte en gee vir elkeen van die vrouens 'n halwe. En hoe hy op grond daarvan dan op die ou einde nou die konflik besleg. Nou toe ek hierdie week hierdie verhaal weer lees of hierdie gedeelte lees, kom dit by my op en ek het dit gaan soek en ek kon dit nie weer kry nie. Jare terug, toe sien ek 'n spotprent van 'n oomie wat voor sy rekenaar sit en natuurlik nou seker op sosiale media of waarever nou besig is om iets te lees en dan verklaar hy baie oortuig verklaar hy wanneer hy nou iets lees, maar dit moet die waarheid wees, dit is die waarheid wat ek hier lees, want dit is presies wat ek geglo het. En dis baie dikwels ons nou presies hoe ons dink en hoe ons funksioneer. En ons kan baie maklik sê ons, maar ja, mense is so. Maar ons sien telkens nie in onsself raak hoe hardkoppig of eie wys die wysheid is in onsself wat ons as wysheid eie nie. Niemand van ons dink ons is vreeslik onnosel nie. Niemand van ons dink dat ons mis of die waarheid mis nie. Meeste van die tyd is ons redelik oortuig van onsself. Ons soek, wanneer ons luister na mekaar, as ons luister na die nuus, as ons luister na die dominee, as ons luister na mekaar, dan soek ons nie om werklik te hoor nie, nie om werklik te verstaan nie, maar ek soek dit wat my standpunt staaf. Dink maar aan hoe ons, wanneer ons 'n bietjie skuur met mekaar in die huis. Hoe lief ons daarvoor is om nie te luister wat die ander een regtig sê nie, maar mos daai een woordjie of daai een sinnetjie wat uitgehaal word. Dat ons is so lief om eintlik maar net ons eie wysheid, ons eie insig te beklemtoon, te bevestig. So die vraag wat hierdie teksgedeelte vandag vir my en hierdie hele week eintlik by my losmaak, is eintlik is 'n vraag van wanneer laas het ek en jy, wanneer laas het ons regtig gehoor? Nie iets wat ek al reeds gedink het of bevestig wou hê nie. Wanneer laas het ek na iemand geluister en is ek daardeur verander? Het ek begin anders dink? Ons sukkel daarmee. Ons sukkel om regtig na onsself te kyk en te sê, wie jy, maar Henry, jy weet nie noodwendig alles nie. Jy luister dikwels na die mense in jou lewe verkeerd. Jy hoor dikwels net wat jy wil hoor. Ons sê dit en ons glo dit oor ander, ons sukkel om dit regtig oor onsself te besef. Ek kan daarom 'n bietjie beter as ander mense dink. Ek is daarom daai stukkie wyser. Wanneer laas het ons regtig gehoor? En dan kom ons nou by Salomo en dan hoor ons hierdie wonderlike gedeelte, God wat vir hom hierdie wysheid gee. Maar dis hoekom ek vers 1 tot 5 ook wou bylees, want ons is so geneig om as ons na die karakters in die Bybel, as ons na hierdie persone kyk, dan kyk ons op na hierdie wonderlike, fantastiese, foutlose mense, maar hier sien ons, in die eerste 5 verse, word daar hierdie beeld van Salomo geskets,
word daar gewys eintlik dat Salomo ook maar nes ek en jy is. Ons het almal maar ons stukkie tekortkoming. Ons het almal maar ons gebreke. Want net voor hierdie droom, hierdie gebed wat Salomo en die Here besig is om te praat, hoor ons hier Salomo gaan trou met die dogter van die Farao. Nou as jy net so klein bietjie jou Ou Testament ken, dan sal jy weet, maar die Egiptenare en die Israeliete het nie die beste van verhouding nie. Die Egiptenare is eintlik die toonbeeld van die Israeliese gevangenskap. En hier kom trou hy met die Farao se dogter. 'n nasie uit wie God sy volk moes red uit. En dan hoor jy die woord, dan gaan hy verder, dan sê hy was lief vir die Here. En hy het in sy pa se voorbeeld gevolg. En dan gee die teks die woordjie behalwe dat hy ook op die hoogtes, op die hoë plekke geoffer het. En as jy nou die hele 1 Konings gaan deurlees, Konings, Deuteronomium, dan sê jy sien hoekom die woordjie behalwe hier gebruik word, want die hoë plekke, daar is dikwels hierdie hoogtes waarop hulle geoffer het, was dikwels nie eksklusief net vir een God nie. En so dikwels wat jy sien, dat hierdie hoë plekke eintlik maar 'n deur was vir die volk om weer allerhande vreemde gelowe en goed by te hak aan hulle geloof, om hierdie afgesonderde God, hierdie God wat anders is as die ander gode, om eintlik maar weer in hierdie vermenging in vas te val. En selfs Salomo, net voordat hierdie wonderlike verhaal afspeel, sien ons, maar ook Salomo het homself skuldig gemaak aan hierdie offers op die hoë plekke. Inteendeel, ek dink amper is in hoofstuk 11 wat hy vir sy vrouens, wat hy dan nog hoë plekke gaan help inrig vir hulle. Hierdie man na wie God toe kom in hierdie gedeelte met hierdie besonderse aanbod, vra vir jou enigiets. Dis nie iemand wat foutloos voor die Here staan nie. Ook hy het maar voete van klei. 'n man met vreemde kompromieë, verkeerde huwelike en 'n godsdiens wat eintlik maar nog aan ou patrone vasval by tye. En dis die wonder van die genade natuurlik, nê, want hier sit ek en jy vandag. En met elkeen van ons stap die Here ook die pad. Nie omdat ons perfek is nie. Nie omdat ons dit reg kry om vir die wêreld daar buite te wys dat ons so foutloos is nie. Ook ons sit in ons eie lewens, sit ons met die woordjie behalwe op vele plekke. 'n goeie mens behalwe as jy dit sien. 'n goeie predikant behalwe sukkel hiermee. Elkeen van ons wat vandag hier is, sit hier in 'n stuk genade van die Here wat met ons op pad stap, ten spyte van al die behalwes, en ook so Salomo. En dan kom met hierdie man, wat ook maar foute het, kom die vraag, vra vir jou wat ek vir jou moet gee. Dink 'n paar oomblikke bietjie oor die vraag. As die Here vanaand in 'n droom na jou toe kom en vir jou gaan vra vir my wat ek vir jou moet gee, wat dink jy sal jy vra? Wat is dit wat jy voor die Here sal gaan kom oopgooi en sê, Here, dis wat ek soek. Rykdom, gesondheid, 'n moeilike verhouding, wat jy graag sou wil reg hê,
of een of ander las wat van jou skouers moet afkom. En sien, want niks daarvan is noodwendig verkeerd om te vra nie. Wat Salomo eintlik vra, hy vra nie vir rykdom nie, hy vra nie vir mag nie, hy vra nie vir die dood van sy vyande nie, hy vra vir iets veel dieper. Die Hebreëus hier is die Leif Shemaya, 'n hart wat luisterend is, 'n luisterende hart. Hoe mooi is dit nie? Here, gee vir my 'n hart wat luister. Dis nie dieselfde as om te vra vir 'n slim brein nie, dis nie om te vra dat ek soos Einstein sal wees nie, of 'n goeie mening nie, of selfs eers 'n sterk geloof nie. Hierdie luister, die woord Shema, as jy gaan kyk, die Deuteronomium 6 vers 4, wat so verskriklike kernteks in die Joodse kultuur of geloof is, Shema Israel, luister Israel, daardie luister is nooit 'n luister wat maar net gaan oor ek hoor die klanke nie, dis 'n luister met 'n bereidwilligheid om verander te word daardeur, 'n luister wat oorgaan tot aksie. Here, gee vir my 'n hart wat hoor sodat hy verander word of dit verander word. Gee my 'n hart wat bereid is om verander te word deur dit wat ek hoor. Dis presies die teenoorgestelde as die spotprent wat ek aan die begin gebruik het as voorbeeld. Ons is so lief daarvoor om te hoor dit wat bevestig. Maar hier kom Salomo en hy vra, Here, ek wil nie bevestiging hê van dit wat ek reeds glo nie. Gee my 'n hart wat hoor sodat ek kan verander, sodat ek kan insien, sodat ek kan verstaan. 'n Hart wat oop is, 'n hart wat kan hoor, wat kan verander. En dan gaan hy verder en vra hy om te kan onderskei tussen goed en kwaad. En dan moet jy hoor jy iets van Adam en Eva, né? Hierdie begeerte om self te kan sien, self te kan weet, self die insig te hê. En Salomo kom eintlik en hy draai dit wat by Adam en Eva skeef geloop het, kom draai hy in sy versoek amper in 'n sekere sin om saam met hierdie hart wat kan verander, hierdie hart wat luister, om eintlik weer nader te tree aan God vir goed en kwaad. Here, ek wil nie, soos Adam en Eva die begeerte hê, om los van U na goed en kwaad, my goed en kwaad te sien nie, uit my behalwe te leef nie, maar ek wil deur U oë daarna kan kyk. Amper die vraag, help my om steeds van U afhanklik te bly, elke keer wanneer ek moet onderskei. En dan kom hierdie wonderlike antwoord van die Here in vers 12, waar die Here dan antwoord, kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ja, ek gee aan jou 'n wyse en verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Hierdie ongelooflike stuk genade, hoe die Here kom intree en sê, maar ek gee jou eintlik meer as dit as waarvoor jy vra. Meer as dit waarvan jy kan droom, kom ek en ek kom gee vir jou. En dis die hart van hierdie teks. Dat wysheid nie begin by dit wat ek weet nie, maar by my bereidheid om te luister. En dis God wat hierdie luister
kom verander in ware wysheid. Maar natuurlik, en ek dink dis die mooi van hierdie gedeelte, wysheid en 'n luisterende hart bly abstrakt totdat dit getoets word natuurlik. En in hierdie gedeelte net na dit kom hierdie verhaal van hierdie twee vrouens wat oor hierdie kinders beklei, die dooie babietjie en die ene wat bly lewe het, en wie se baba is nou werklik wie sin? En ek het altyd nogal gedink, ja, maar dit is eintlik, is dit nou regtig so wys? Maar as jy mooi gaan luister na die verhaal, dan besef jy, en as jy dit afspeel teen hierdie luisterende hart, dan sien jy dat dit eintlik so 'n fantastiese voorbeeld is wat hier gegee word. Want wat doen Salomo in hierdie gedeelte? Dit gaan nie oor wat hy hier as oplossing gee nie, dit gaan oor die manier wat Salomo besig is om te luister na dit wat nie gesê word nie. Om te luister na dit wat agter die woorde lê. Wanneer hy sy oplossing gee en sê, maar sny die kind in twee, gee vir elkeen 'n helfte. Het was nooit sy doel dat dit regtig die oplossing is nie. Maar wat gebeur? Soos wat ons dikwels is in ons lewens, die een wie eintlik weet dat haar kind dood is, sê maar dis reg. Sny die kind in twee. Ons is ook mos maar eintlik dikwels so. As ek nie iets kan kry nie, dan moet iemand anders dit ook nie hê nie. Jy sien dit die duidelikste by kinders, maar die grootste fout wat ons maak is om te dink dat ons as groot mense nie meer so is nie. Ons doen dit net nie so openlik nie. As ek nie dit kan hê nie, dan moet niemand dit hê nie. Hier kom die een vrou en sy sê, wel, dis okay dan. En dis nie omdat sy dink dis 'n oplossing nie. Maar my vriendin moenie hê wat ek verloor het nie. Dis beter as dat die kind leef. Hierdie wraaksug wat agter dit lê. En die regte ma wat ook nie tevrede is nie. Maar wat dan sê, gee eerder maar dan vir my vriendin my kind. Gee eerder vir haar dit as om die kind dood te maak. Sien, want Salomo is nie besig om te luister na dit wat gesê word nie. Hy is besig om te luister na dit wat agter dit lê. En dis hier waar jy iets van Salomo se luisterende hart onmiddellik sien. Ons is so lief daarvoor om ons vas te val in hoe ons dink en hoe ons praat oor hierdie wêreld. En met mekaar val ons vas in mekaar se woorde. Ons raak so verstrengel. Al weet ons telkens, daar's meer agter wat jy nou vir my sê. Daar's meer seer of daar's meer verlange agter wat nou hier gesê word, maar ek wil net bevestiging hê van dit wat ek klaar weet. So ek weier om werklik te luister. Ek weier om te vra, wat lê agter dit? En ek wonder of dit nie is hoekom die wêreld lyk soos wat die wêreld lyk nie. Ek wonder of dit nie is hoekom ons aanhang wie ons aanhang, die wat die hardste raas, die wat die sterkste lyk. Dat ons is nie werklik meer bereid om te luister nie. En ek wil afsluit weer met die spotprent. Die oom dink hy's vreeslik wys, want hy's altyd reg. Niemand het hom nog ooit verkeerd bewys nie. Want hy het nog nooit na iemand anders geluister nie. Vanoggend se teks wat vir ons 'n ander soort wysheid kom wys. 'n Wysheid
vir die kerk van die Here wat bereid is om te verander. Die gereformeerde beginsel dat die kerk van die Here voortdurend moet verander. Verander volgens die woord van God. Salomo kom vra nie vir bevestiging nie. Hy vra vir 'n hart wat nog hoor. En dan kom God en hy gee vir hom meer as wat hy vra. In 'n wêreld wat so omgedolwe is, wat teen so tempo beweeg. Ons kinders se angsvlakke, as jy dink aan julle kleinkinders, julle het dit al telkens opgelet. Met watse spanningsvlakke die kleintjies vandag groot word. As ons dink aan al die chaos in die wêreld rondom ons, as ons dink aan al die seer wat hier in ons eie gemeenskap is, dan is die vraag, is die kerk van die Here, is die NG Kerk Gansbaai 'n gemeente met 'n luisterende hart? Hoor ons nog dit wat agter mekaar en ander se woorde lê? Hoor ons die seer wat uitroep, dikwels agter woede? Hoor ons die vrees wat leef by hulle wat ons dikwels voel ons bedreig? Hoor ons die wanhoopigheid en die spanningsvlakke van ons kinders en kleinkinders? Die kerk van die opgestane Heer, wat vandag sit aan die regterhand van God, mag nie anders wees as die gemeenskap met 'n luisterende hart. Mag ons dit in ons eie huise oefen. Om wanneer ons met ons eggenoot, met ons kinders, met ons familie praat, nie te vra, wat weet ek klaar nie, maar wat het ek nog nie by jou gehoor nie? En mag ons dit dan in ons gemeenskap ook uitleef. En so anders luister, sodat die wêreld om ons anders kan leef. Here, ons moet so dikwels erken dat ons nie luister nie. Want ons weet klaar. Here, help. Gee vir ons ook, Here, 'n luisterende hart. 'n Hart wat bereid is om te verander. Soos net U kan. Amen. Vriende, kom ons reageer ook vanoggend en ons kom eintlik as gemeente saam en bid tot die Here deur saam lied 266 die Onse Vader te sing. Ons kan net so bly sit en dan sing ons saam die Onse Vader.
Kom ons gee vanoggend geleentheid vir die offergawes. Here, dankie vir elke gawe wat ons uit U hand ontvang. Here, maar mag ons bereid wees om dit te ontvang wat waarlik tel. Mag dit wat ons gee gebore wees uit dankbaarheid. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met lied 471. Ons gaan hom 2 keer deursing, die bekende soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Kom ons staan en dan sluit ons af met lied 471.
ontvang die seën van die Here en mag daardie seën 'n luisterende hart in elkeen van ons skep. En mag dit lei tot vrede en genade in die gebroke wêreld om ons. Amen.